Ek is sommer jaloers vanaand, want oor 'n paar minute kom kuier 'n gas wat in die leksheid van 'n Conqueror Compact kampeerwa gaan wegry. Ja, die oomblik het uiteindelik aangebreek om die Kwela Feit en Geite wenner vir 2025 aan te kondig. Julle het die kans gehad om video's van interessante of buitengewone natuurverskynsels aan te stuur wat deur die hulp van Dave Peppler verklaar is. Julle het natuurlik ook gestem en die wenners is bepaal. Maar eers gesels ons met Tinus de Bruin, verkope en bemarkingsbestuurder van Conqueror op Heidelberg, om ons meer van die wonderlike prys te vertel. Baie welkom, Tinus. Baie dankie, Hannes. Nou, wat gaan nou van ons? En altyd die waantjies so in die agtergrond. Waar is hy nou vanaand? Hannes, sorry man, daai goed is so gewild nie. Ek hoor, so is dit die Daar amper nie waarheid. eens een oor was vir die wenners nie, maar ek het vir hulle een gehou. So Jy vir die wenners, nee, maar ek hoor dit regtig, want dit verkoop iets verskrikliks uit. Nee, veral hierdie tyd van die jaar, ek bedoel dis November. Almal besef nou hulle moet gaan kamp of hulle moes al gekamp het. Ja. So, sorry. Wikus, vertel ons als, want dit voel vir my, mens praat van 'n waantjie, maar dis voel vir my soos 'n huis. Ons praat mens van 'n waantjie. Kyk, die kleiner is die waantjies, maar ons het nou al in ons laaste grootste een wat ons nou gelons het, was nou by Swartkop Show gewees en dis 'n dubbelaster. Ek bedoel, dis so goed jy ry met jou huis net waar jy gaan. Wat is dan nou als daarin? Yes, jy het van inverters, yskaste, solarpanele. Jy's regtig van die grid af. Jy kan gaan net waar jy wil. Ja. Maar hierdie ene is ook 'n, dis nie sommer iets te versmaai nie. Vertel ons van hom. Wat baie lekker is van die kleiner waantjies is die sleepligter. En so veral as jy sand en modder aangaan, maar hulle het dieselfde capabilities as enige ander ding. En Wat is als in daai waantjie? in daai waantjie het jy nou 'n groot queen size bed wat oopslaan. Jy het nog steeds 'n geyser, jy het 'n L-shape wat ons noem 'n kombuis wat uittrek. So jy het alles tot jou beskikking. Hy het tot hierdie awnings op wat vir jou koelte gee en jy kan van kantseile opsit. So dit hang af net van die grootte en wat jou sleepvoertuig pas, het ons vir jou die hele reeks voor. Ja, dit is vir ons regtig 'n voorreg om met julle geassosieer te word, want julle voer ook uit, julle doen regtig baie goed. Ja, Hannes, Waar doen julle, want dit alles word hier in Suid-Afrika gemaak. Ja, die meeste word hier gemaak, maar die waantjies wat Australië toe gaan en Amerika toe gaan word in 'n ander land gemaak. Net vir die simpel feit dat dit te veel geword vir ons hierso. Maar ons hierso doen tot die hele Sub-Sahara Afrika tot bo by die einde van Afrika was. Ja, ag, dis regtig. En ek moet vir jou sê, ek wil vir mense by die huis ook sê, ons almal weet dat geld is maar deesdae 'n probleem en borge is 'n probleem. Maar ons het nou al lankal wat ons 'n pad saam met julle stap en dit is regtig altyd net vir ons 'n voorreg. Ja, en dit is vir ons net so groot voorreg saam met kyk net en dan wil ek sommer vir jou noem, Conqueror is nie net al die oudste 4x4 vervaardiger nie. Ons word volgende jaar 30 jaar oud. Wat kry ons dan? Dan kry ons sommer 4 waantjies. Jong, ek dink dan vlieg ons jou op na ons toe. Okay, nou dis reg. En nou hoeveel waantjies kry ek? Ek het klomp vriende wat gaan. Ja, nee, ons sal agter jou kyk, moenie worry nie. Maar anders ja, so volgende jaar is 'n spesiale jaar vir ons. Absoluut. Baie En so ons het ons skoolgeld betaal en ek dink ons kry dit nou al reg. Wel, is nou amper tyd dat ons die wenner aankondig. Dankie. Hier is 'n vinnige herinnering aan die 5 finaliste wat dit uitgespook het vir die Conqueror Compact. Alida Huystek was in Pongola en het hierdie baie interessante video gestuur van 'n aanval op 'n klein waterbokkie. Nou, hier is 'n paar goed wat belangrik is. 1, ek het 'n vermoede hierdie krokodil is nie eintlik regtig ernstig nie, want as 'n krokodil vat, dan vat hy. Hierdie was 'n soort van 'n vals aanval en tog oorlewe die bokkie. 'n Mens is verstom dat die dier enigstens aan die ander kant uitgekom het en tog kyk mettertyd loop sy vry. En ek dink dit is werklik interessant in die feit dat krokodille gewoonlik as hy vat, is die prooi dood want hulle begin onmiddellik swaai en tol in die water en versmoor, verdrink en ook ontwrig die dier. Dan sien ons kom 'n seekoei nader. En dalk hier lê die sleutel. Die krokodil was deurentyd bewus van die teenwoordigheid van 'n seekoei. En die vader weet alleen, as daar 'n gevaarlike dier is dit 'n seekoei. So, hier is 'n gefnuikte vangs van 'n bok. En ek dink, dit is die teenwoordigheid van die seekoei wat hierdie jong kalfie se lewe gered het. Irina Kreur van Endrina stuur hierdie merkwaardige video. Nou, as daar ooit 'n voorbeeld was van kleptoparasitisme, is dit die ene. 'n duidelike jong krokodil het 'n vis gevang, vermoedelik 'n baber. En besig om die baber te kou en onder te kry, uit die bloute kom 'n visarend en onderskep en steel die kos. 'n verbluffende voorbeeld
van hoe diere ingestel is om by ander te steel, want die energieverbruik is soveel laer. Jy hoef nie te werk vir jou kos nie. Irina, hierdie is werklik 'n merkwaardige video, veels geluk. STRW van Hoedspruit in Limpopo het 'n video gestuur van 'n tragiese olifant. Op die oog af in die begin lyk die dier heeltemal normaal, swaai die slurp en doen wat olifante doen. En dan stap die dier uit die gras en jy sien dat 'n gansepoot is weg en ook die stert is stomp. Wat het hier gebeur? Mens sal nooit weet nie. Ek twyfel of dit 'n struik was. Ek dink hierdie was dalk 'n aanval van 'n roofdier toe die dier heelwat jonger was. En tog oorleef hierdie olifant. Egter, indien daar 'n droogte sou kom, sal hierdie olifant 'n reuse agterstand hê en heel moontlik vrek. Maar tog wys dit vir mens hoe verbeter die natuur is op oorlewing. Steven Gerber van Nylstroom stuur 'n baie interessante video van 'n kameelperd wat duidelik ongemaklik lyk. 'n Veearts ingeroep, want duidelik was die kameelperd onder ekstreme spanning. En kyk wat haal hulle uit sy keel uit. 'n Duikerskedel met horings. Nou die enigste dier wat dit kan doen is 'n luislang en nie 'n kameelperd nie, maar dit wys jou dat die behoefte om byvoeding, veral in terme van kalsium, was so hoog dat die eerste handige been die duikerskedel ingesluk is en byna met rampspoedige gevolge. Eerstens, in die natuur sou hierdie dier gevrek het, ek het geen twyfel daaraan nie. Tog, mense het ruim harte en gee om en het 'n veearts ingeroep. Dankie vir julle pragtige reddingspoging. Annemarie van Staden van Kreursdorp het hierdie merkwaardige toneel afgeneem in die Kreur Wildtuin. Nou, ek is jammer vir Afrikaans, maar die Engelse woord painted dog beskryf hierdie fabelagtige diere. Bedreigde diere, die wilde hond. Hulle is hyperintelligent, hulle jag in gekonstrueerde spanne, maar skielik is daar 'n barrière. Daar is iets in die land wat hulle stop, en dis 'n rivier met krokodille wat hulle moet oorsteek. En onthou julle tonele uit Antarktika, daai eerste pikkewyntjie wat spring voor die ander spring, presies dieselfde gebeur hier. Die hele trop hou 'n leierdop. Ons weet nie of dit manlik of vroulik is nie. En wag geduldig tot moed oorneem en die eerste sprong gebeur. En dan volg die migrasie, byna soos die wilde beeste oor die rivier. Hierdie is 'n merkwaardige video. Ek het dit nog nooit self gesien nie, wel gedaan. Pieter van den Berg het 'n tuiste vir primate besoek. Duidelik 'n aantal eksotiese diere en hier het ons te maak met 'n capuchin. Nou, hulle is Suid-Amerikaanse ape en hierdie individu wys 'n verstommende verfyning van werktuiggebruik. Ons weet uit die geskiedenis, byvoorbeeld kraaie gebruik 'n stokkie om larwes uit 'n stomp uit te haal, sjimpansees gebruik stokkies om heuning uit neste uit te haal, maar hierdie is baie gevorderde werktuiggebruik. Hierdie gedrag gaan idiosinkraties wees en dit beteken dat dit nie 'n algemene gebruik is nie, maar 'n kultuur binne 'n groep ape. Met ander woorde, verwante diere, hulle gaan by mekaar afkyk. 'n Nabye trop mag dalk ronde klippe gebruik of takke gebruik. Hierdie gebruik 2 klippe, maar dit wys jou hoe innoverend die natuur is om byna derdehands voedsel te bekom wat normaalweg nie beskikbaar is nie. Dis 'n baie interessante video. Na die advertensieflits kondig ons die gelukkige wenner aan. Nou dat ons weet wat die prys is dit tyd om uit te vind wie rol weg met die wenwa. Ons gaan julle nie 'n oomblik langer laat wag nie. Die wenner vir Kwela se feite en geite kompetisie 2025 is Irina Kreur met haar diefstal video en sy en haar man Niels kuier hier op die bank om ons alles te vertel. Baie welkom julle. Irina, jy het gesê so effens op jou senuwees vanaand vir die instap. Is jy? Baie. Nee man, is lekker hier by my. Was jy al op televisie gewees? Toe klein was. Ja. Rita van Heever se ma, Tannie Gertjie de Lange het vir ons musiek gegee. Ons het die wonderlikste musiekkonserte gehad en toe het hulle die Kersverhaal daar op Belfast by die laerskool kom opneem. Graag, dis lank terug. Vorige eeu. Dan sê Niels en jy?
Nee, ek was nog nie. Sê nou gou vir lyk vir ek het hulle nou ontmoet voor ons inkom vanaand. Hulle lyk sulke oulike aangeraamde mense soos my ma sê ons dam se eende. Toe jy nou die oproep gekry het, Vrydag, het hulle gebel om te sê julle het hierdie prys gewen. Wat het jy gevoel? My hart het verskriklik geklop. Ek het op daai stadium dit glad nie verwag nie. Vrydag was dit nie in my kop nie. Ek was bietjie besig met ander dinge en toe die nommer op my skerm lui, toe dink ek dit is 'n kollektant, want die vorige dag het iemand ook gebel. So, nee, ek het dit nie verwag nie. Ek het baie geskrik eintlik. Is dit en toe wanneer jy toe nou vir Niels gesê daarvan? Hy was in die huis, so hy het effens my gestaan amper. Ja, Niels, en jou gevoel? Ja, ek was ook verbaas, maar ek het dit tot 'n mate bietjie verwag. Is dit gedink? Ja, ek het gedink daar's 'n baie goeie kans. Ja. En het julle toe nou vir almal julle vriende en die mense wat saam met julle het julle hulle toe nou laat weet julle het gewen. Niels mag nie, is 'n groot geheim. Baie moeilik op so 'n klein plekkie. So hulle gaan nou eers na vanaand dit sien. Vertel ons van daai video waar dit gebeur. Ons was saam met my broer en my skoonsis by Skukuza in die Kreerwiltuin gewees. En hulle is krangige voëlkykers. Ons is nou nog nie heeltemal in die voëlkyk liga nie. So hulle het ons nou 'n bietjie in opleiding gehad. En toe vat hulle ons soontoe. Dit is 'n uitkykpunt by 'n dam. En daar's regtig ernstige voëlkykers met sulke lang lense, of vreeslike ordentlike kameras. Ja. En ek sou die voëlkyker in opleiding en daar's 'n klein voeltjie aan die kant van die dam en ek sien hier kom die krokodil aan en nou verwag ek hy gaan die voeltjie vang. Maar op pad het hy nou die vis gevang. En jy's met jou selfoon. Ek is toe met my selfoon en ek hou dit toe nou dop en hy spartel met die arme vis. Jong, hy kry nie vis gesluk nie, hy kry vis uitgespoeg nie en die volgende oomblik kom die visarend uit die net en gryp hom uit sy bek. Maar almal soos en toe ek dit agterna vir my broer wys, toe sê ek moet dit inskryf so. Maar jy het nie eens gelyk of jy bind. Ek het dit toe nou dopgehou toe ek nou hoor jy dit nie so beplan nie. Jy het nie eens gebewe of iets nie. Nee, seker van skok. Van skok. Is julle mense wat gereeld kamp of nie eintlik nie? Ja. Ons kamp. Maar met die werk en die boerdery saam kry ons nie so baie tyd nie, maar ons kamp. As ons weggaan dan kamp ons, ja. Ja, waar boer julle Niels? Tussen Middelburg en Ermelo by Hendrina. Okay, by Ja, in Mpumalanga. Ek is seker almal in Hendrina gaan vanaand hierdie. Kyk, wat is julle eerste ding wat julle beplan nou toe julle nou gehoor het okay, julle wen hierdie groot prys? Man, ek dink Kersfees. My ou boet, hulle kom by ons kuier en hy, aangesien hy ons nou Wildtuin toe gevat het en gesê het ek moet inskryf, dink ek mag hy nou eers in die waantjie slaap. Ja. En sien julle nou uit nou dit sê Hengse prys, nê? Sien julle uit daarna? Baie. Ja, ons sien baie uit daarna. Gaan julle mense saamvat, Niels? Ons gaan gewoonlik saam met familie ergens heen, so ja. Nee, ons sal iemand saamvat. Want daar's En sy die kinders of familie of iemand. Ja, want daar's alles in daai waantjie wat 'n mens kan kry. Dis wonderlik. dis reg. Ja, dis Ja, nou maar baie geluk. En namens Kankerhuis kan ek daarom net vir julle weer eens sê baie dankie. Groot plesier, Hannes. Dankie dat julle kom kuier het en ek is beskikbaar Kersfees soos erns met gaan. Baie dankie. Mag ons ook net van ons kant Ja. af sê? baie dankie Tinus vir julle ook en baie dankie aan Kwela. Dit is vir ons baie lekker om hier te kon wees en dis 'n baie groot persent. Baie dankie daarvoor. Baie dankie. Jy sien dit was so glad nie so moeilik nie. Ontspan. Nou toe van julle by die huis wat gestem het, ontvang ook 'n heerlike geskenk van Taz and Shoes. Die name van die gelukkige wenners van die kykerpryse sal aan die einde van die program op die skerm verskyn. Nou ja, altyd gaaf om af te sluit met goeie nuus in jou hart. Volgende Sondag aand om 7:00 is ons terug met nog lekker stories. Tot dan, onthou asseblief, wees daar vir die mense om jou, wees daar vir die diere en baie belangrik, maak ook tyd vir jouself. 'n Lekker aand verder en 'n mooi week. Totsiens.